Ek is Aubrey Berg van Robert af. En ek is al by 'n paar mannekampe gewees. En die meeste van die tyd is dit Engelse kampe waar daar groot baie mense is. En dit is my nogal gevang toe Hans met mater my skoolvriend van standaard 7 af die by ons graad 9. Ek gevra het om te kom na hierdie kant. Dis gewoond aan groot kampe waar daar baie mense is. So ek raak weg tussen die skare. Ek vat my shofar en ek blaas hom saam met almal. Ek nou Vrydag hier kom en ek haal my shofar uit en ek blaas en ek voel net nie, ek hoor niks meer. Ek dink ek myself, is ek op die regte plek? Ek is so min mense, ek is nie gewoon daar. En julle het my die naweek verwys dat hierdie wonderbaarlik is om Boeta's persoonlike tyd saam met julle te spandeer. Dit was fenomenaal. En hy shofar aan neersit en ek blaas hom vir die eerste, tweede keer en klink asof dit nie werk nie, die derde keer kom my deur. Die Boeta sê vir my, hoor die so, toe jy Vrydag geblaas het, was dit wonderbaarlik. Ek dink myself, my plekje is hier tussen mense. Nie om weg te kry nie, maar om tussen nou te staan en te blik. Dus ek sê vir julle baie dankie, dit is 'n wonderbaarlike naweekie. Die Boeta's baie bevoorreg om saam met julle te wees. Wat ek hier vandag doen, het ek nog nooit in my lewe gedoen. Ek het nooit vir iemand gepraat. So dit is my 'n groot voorreg. En Dawie, dankie vir die woord. Rowan, baie dankie. Dit het my hart geroer. Maar kom ek wil sê waar dit begin. Ek en my vrou die laaste 2 maande is ons nie haks nie. Ons het 'n bietjie ver van mekaar al weggekry. En dit was Dinsdag, Woensdag, stuur my vrede wees. Stuur my vrou vir my op WhatsApp. Ek het sy half kwaad, my stuur my die kamp wat die naweek gaan plaasvind. Ek dink myself, wat sal die vrou van mense? Yes, en ek gaan daar so 'n video van hom Dawie daan lê. En ek luister dit, wat ek wil gaan. Dis asof die Here my sê, jy moet dit bywoon. Maar ek wil nie alleen gaan. Ek kommandeer my kollega daar. 2 dae, hy praat en ek weet die man is besig. Hy sê nie besig nie. Here, ek wil gaan, maar ek het 'n klein karretjie en ek nie vol by kon nie. Ek weet, dis iewers daar in die berge. Hy antwoord terug, ons gaan. So, oom Dawie, ek het nooit geweet wat my kapasiteit is. Nooit. En ek gaan bietjie aflees hierso van die boeke wat ek vir jou. So vir my, as ek goed vir mense te praat. Ek weet dit nie, maar God het vandag my amen. 'n kans gegee om een stap te kom. So ek voel die Here het my gesê, ek sien so, jy het die eerste tree gevat. En nou is dit met my gebeur. So ek gaan terug, my vrou dinge regmaak dan. Dit is al die beter nie gebeur. En my seuns moet altyd na my. Dis wat nog is. Dis 'n man van God. Ja. So baie dankie. Julle het my hart geroer. En dan dankie vir almal. En Kobus, jou gasvryheid. Ons het lekker geëet, potensie, baie dankie. Dis lekker. En dan gaan my seuns terug gaan. Maar dis die man wat wil wees vir my seuns. My pa was toe op die laaste paar jare was hy 'n kerkman, maar ek wil my legacy dat moet terugkom. Amen. Baie dankie. Amen en amen. Ek wil net eers sê baie dankie vir hom en baie dankie vir almal wat hier is. Vir die eerste kerkkamp waar ek nou is, baie dankie dat hom my saamgebring het. Kon nie vinnig genoeg hier uitgekom het nie. En die dinge wat nou oor die naweek gebeur het, my oë baie opgemaak. Ek voel baie verlig. Daai trailer is daar, ek het hom sommer daar in die rivier laat afgaan. Dit is amazing hoe die woord ou kan laat beter voel. Hoe jy weet jy hoef nie alles saam mee te dra. Elke dag daar as jy by die deur uitstap, al daai gewig is op jou. Dis verliggend om te weet. Elke dag kan jy vars begin, elke dag kan jy die woord aan iemand anders gee. Ek wil net sê baie dankie vir almal hierso. Amen. Amen. Welkom. Alright, Ballad. Ek wil net 'n klein storieetjie vertel. Wessel, kaptein. So ek sê dit so 2011, 2001 of 2. Toe die ou sê maar die tradisionele kerk uitgekom en die Here ontmoet en nou is warm vir die Here en so aan. En dit het 2-3 jaar goed gegaan. En in die tyd toe is daar by my in my besigheidswêreld skuwe wat moet gebeur. En ek bid, ons vertrou op die Here en daar kom toe ou Pieter Langenhoof en ek weet toe nou die ou, dit is nou hier is die antwoord vir my gebeur. Net om 2 maande later
agter te kom dat al die geld wat ek nie gehad het nie, het ek binne hom ingedruk en daai geld weg. En ek het die Here die skuld vir dit gegee, want ek het 'n gebedsaak gemaak en ek nie regtig my keuses nie, ek het mos nou die Here gevra. En ek het so 3 jaar 'n breek van die Here afgehad. Ek is klaar met hierdie goed werk nie vir my, dit is vir die ander ouens. So as ek nou jou preek vat van die tafel wat gedek is met die seëninge wat inbetaal is. Die uithouer wen. Jy weet ons moet aanhou die wedloop hardloop. Want ek was heel waarskynlik, ons was op die pad en daar het 'n obstakel gekom en ons het uit die blessings uitgegaan. Ek sou net sê ek wil so 'n bietjie brag met dit want die ou het beter geword. Maar laas jaar Desember, toe maak ons kontrak by die werk klaar. Desember was ons nou redelik, ons het ons 'n bietjie goedjies verkoop, so die goed het aan die gang gebly. En daar kom Januarie, ons sou die 15de Januarie begin werk, toe die einde van begin Februarie. En die wat ek geleer het, ek sou nie sê ek het goed gedoen in dit nie, maar ek het baie beter gedoen as die vorige keer. Toe werk ons hier die hele Februarie nie. Soveel so dat ou nou, wat ek weet, die toets waarmee jy besig is. Maar dit is maklik om te sê, ja, ek was in die toets, en veral in hindsight. Maar in daai tyd wat jy nie weet wanneer die werk gaan begin nie, dit was nou na 3 maande wat ons nie werk nie. Soveel so dat ek die big guns ingekry het. So om daar weer moet bid. En ek dink die 10de Maart, toe start ons weer. So hier is 'n bemoediging bulle. Ons het nou in die klein groepie so 'n bietjie oor dit gepraat. Moenie moeg raak nie. Bly in daai blessing, jou tafel is gedek. Maar jy moet die tyd wat jy nou dink jy staan wind uit. En dan sê die Here sal jou die res van die tyd deurdra. Moenie ophou nie. Moenie soos ek die vorige keer ophou voor die wenstreep en jy weet, jy verloor soveel goed daardeur. Bly in dit, bly glo en vertrou. Die Here sal jou nie drop. Ek is Koenraad, ek werk so in Wesel. Daar die baie dankie. Roan, jy met jou sonbok. Dis hard geslaan. Jy het gekom met baie woede in my. Vergifnis. Ja, en daar nie. Dankie vir dit. Ek kan nie weggaan en weet hoe om met daai mense uit my lewe uit en positief vorentoe te gaan. Dankie. Amen. Ja, ek is David. Ek was al op een kamp, so met hom en ek dink op daai kamp was dit vir my die trailer experience geweest. En ek het ons al baie emosionele, baie spiritual baggage saam en hierdie verlede los baie letsels. En ek dink ek het baie suksesvol daarso met ons. Ook nie onmiddellik om heeltemal gelos nie, maar ek het om 'n bietjie begin afplak. Ek dink so deur die jaar het ek gegroei en ek het meestal van die verlede gelos wat ek hoor. En ek het met hierdie kamp nie eintlik heeltemal gekom met 'n verwagting nie. Ek het half net Vrydag aand vir die Here gevra wat ook al jy wil openbaar aan my asseblief doen. Want ek het nie 'n spesifieke ding wat ek voor honger is nie. Ek so kan stel. En lank worstel ek al half met die gevoel van die prys is betaal, die grace is gegee, maar ek kan nie goed genoeg wees nie. Hoe kan ek regtig goed genoeg wees? En as ek nou die hele tyd hierdie betaal vir slaag gewerk, slaag betaal. Maar ek het nog altyd 'n stryd gehad met seker maar my net teen myself om te sê maar wat gaan ek nog moet doen voor ek regtig in Christus se voetstappe kan volg? Wat moet ek nog sacrifice? Waar moet ek verander en verbeter voor ek regtig kan sê okay Here, ek aanvaar die kruis, ek aanvaar jou toe. En gisteraan, toe besef ek dat al hierdie worsteling wat ek het binne myself, wat moet ek nog doen? Sê ek nee, jy het eintlik 'n keuse. Dis klaar betaal. Jy het nie 'n keuse nie. Ek moet nou net aan die tafel sit en dit aanvaar. So daai gisteraan vir my was soos 'n
Jy weet, ek het hoe lank dink ek aan hierdie goed en worstel intellektueel, en toe kom jy eintlik net so sê, wakker word. So, dit is goed vir my gewees om te besef, ek het nie 'n keuse nie. Ek is klaar betaal, ek is klaar gegee. Ek is welkom op die plaas as hy seun. So, dit is wat ek van dit af wegvat, dat ek het nie 'n keuse nie. Ja, amen. Dit is my lekker. Ek sê aan Davel, ek staan van Blinkwatervolstasie. Ja, die pad wat ek in my lewe geloop het, wil ek net graag vinnig met julle iets deel. Ek het vir 'n paar jaar het ek werklik 'n spesifieke persoon gehad uit my hart uit. Ek het geheim gemaak daarvan nie. Ek het gesê, sal ek hom doodspoeg. Dat het uit my mond uitgekom. En weet jy, ek het een aand wakker geword, ek moet net 'n lang storie kort maak, een aand wakker geword, en het het nog nooit in my gebeur nie, ek gevoel, jy is so behalwe wakker, gaan nou stilte tyd, met spaarkamer toe, en ek het juist die saak voor die Here gelê, en alles, paar maande het verby gegaan, maar nog steeds op dieselfde vlak, gevoelens en alles, tweede keer wakker geword, een oggend weer gegaan. Die derde keer, ook 'n paar maande verby gegaan, en die derde keer, so ek in die spaarkamer ingaan na op, en sê, Here, ek is nou nog vir myself. Vandag moet U vir my help. En weet jy, ek is uit die spaarkamer uit, het gevoel soos 'n kleed, of 'n berg wat van my rug af is. Weet jy, van daai dag af is ek vry, wat ek ook besef, hoorie, jy kan lief vir op afstand. Jy hoef niemand te haat in jou lewe nie. En ek het ook nou kamp toe gekom. Ek het na Dawie se video geluister. En daar het vir my aangestuur. En toe die woorde wat Dawie daar sê om 'n verhouding met die Here te hê. Sê ek vir die vrou ek kamp toe gaan. Ek het nie daai verhouding met die Here nie. Ou dink, wauw, ek is reg, ek bid in die oggend, ek lees 'n stukkie Bybel, maar ons ken nie die woord. En die naweek het vir my so betekens dat ek besef, hoor hierso, as ek in die woord is ek tot alles in staat, die krag. En ons is meer as oorwinnaars. En om ook my treinlikkie vandag te loop, sê ek gaan nog iets doen vanoggend. Ek nou hier op die dag gesit het. Ek moet sommer nou maar my Tsofie. Die bagasie gaan ek nou in die asblik gooi. As ek hom nie vandag in die asblik gooi, gaan ek hom nooit los nie. Ek ken myself. En daarom wil hom weggooi, om myself vry te maak daarvan. En ek wil net baie dankie sê, ek het baie geleer die naweek, daar baie deure vir my geestelik oopgegaan. So nou kan 'n ou net daar bou. Dankie. Amen. Môre is Ferdi Viljoen en saam met my seun Ricardo Viljoen. Ons is nie eintlik eens veronderstel om nie te gewees het nie. Ons God is groot. Ons God is almagtig. En deur die woord, deur mense, deur Roan, deur Kobus, deur Dawie, deur Dani, deur ons boetas, wat almal ons, jy dink jy's alleen. Jy dink jy gaan hierdie is net op jou. Daar's aanvalle, maar ons God is groot en almagtig. En verder kyk. Dankie Ferdi. Môre boetas, ek is Hermanus de Tooi. Ja, lang storie. Nou nie baie lang storie, maak nie maar. Kobus stuur gewoonlik gister vir my die goed, ek is maar naby aan hom. En ja, toe sê ek gaan na die kamp toe kom. En Dinsdagoggend toe ek opstaan, my dokter het tipe 1 diabetes. Dus dit baie probleme met haar. Woensdag, dus dit bindedarm. En ek moes my kind staatshospitaal toe vat, ek het nie medies nie. Die Here seën my Woensdag met oor is genoeg geld, sy is geopereer, sy is Vrydag terug by die huis. Kobus het naderhand vir my sê, gaan jy by die kamp uitkom? Sê ek het die Here met my gepraat, ek kon stil raak voor hom. En ek het gesê, duiwel, jy gaan my nie weghou nie, en ek was hier. Om Dawie, Roan,
Ek is moeg oorlaai. Dis besluite wat ek moet begin doen oor my besigheid, maar jy het my die woord gegee. Die Here het jou gebring om vir my te praat, te sê raak rustig. Raak rustig voor my. Ek sal vir jou die pad wys. So ek sê vir jou, om Dawie, broers, ek sê dankie. Die Here het my op 'n pad gebring, wat ek weet, ek moet rustig weet, en hy sal my vorentoe nog steeds dra soos hy my gedra het. En Kobus, dankie dat jy ingestap het en gesê jy gaan kamp toe. Wil jou daai. Die woord van inspirasie en ook Sondag, nie vandag nie, maar ook gewoonlik Sondag doen ons nagmaal. So jy kan dit op YouTube kry, jy kan dit op Facebook kry. So nie gratis, stuur dit aan, maak net soos jy wil. Dis net om jou te encourage. So Mangus doen dit ook. Ek het 'n commitment met die Here gemaak eerste dag van COVID af. Dis nou langer as 5 jaar en ek doen dit in Afrikaans. En nadat my seun my oortuig het, ek het nie gedink ek kan dit doen. Ek glo ek kan nie gedink kan dit doen nie. My seun het vir my gesê, "Pa, jy kan." En ek wil vandag vir julle sê, in 12 lande in die wêreld word dit uitgesaai. Daar's 'n ou uit Duitsland uit wat ons finansiëel ondersteun, daar's 'n jong boer uit Amerika uit, mense uit Dubai uit. Hier is goed. Mense uit Nieu-Seeland uit, Australië uit. Elke dag die boodskap luister. Ek sit net daar, praat in die kamera, stuur dit uit, saai die woord, saai die woord, saai die woord, saai die woord. En die Here is regtig goed. Ek het nie gedink in my vermoë kan dit gebeur nie. Maar dit is nie my vermoë, dit is God se vermoë. Ek het maar net daar gestaan. En hy het altyd vir my gesê, "Pa, as jy dit in 3 maande kan maak, dan gaan jy dit maak." En dit word naderhand 'n gewoonte, né? 3 maande elke dag. En nou is dit 5 jaar. So, God se genade, elke dag. Tydig nie, as ek siek is of ek kan nie, dan kan ek nie, maar jy is baie welkom om dit te doen. Kos jou niks nie, vra niemand niks nie, stuur dit aan en doen dit so.